Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend, net die 14de Maart 2025, absoluut 'n nuwe dag wat Abba Vader vir my en vir jou geskenk het. Halleluja. My naam is Dani Gerber en vandag gaan ons 'n bietjie uit God se woord lees en ek wil 'n bietjie gesels oor luister na sy stem. Luister na die Here se stem. Baie van ons sê maar ek hoor nie die stem van die Here nie. Ek weet nie wanneer die Here met my praat te goeters nie. Ek en jy moet stil raak. Raak stil voor die Here. My siel word stil voor die Here, sodat die Here met jou kan praat. En die Here praat met ons deur sy woord. Hy praat met ons deur die natuur. Daar's baie maniere, maar ons moet ingeskakel wees. Ek en jy moet stil word. Ons kan nie heeltyd aangaan en verwag die Here moet met ons praat nie. Partykeer moet ons net bietjie stil wees om te kan hoor wanneer die Here met ons praat. So ek wil vir jou sê, moenie hardkoppig wees nie. Moenie jou doof hou vir die stem van die Here nie. Moenie jou hart verhard nie. Die woord waarsku ons, moet ons nie ons hart met verhard nie. Die Here laat nie met ons spot nie. Wat het met die Israeliete gebeur? Die Here het met hulle geloop in die woestyn. Hulle was 40 jaar in die woestyn. Hulle moes nie so lank geloop het nie, maar omdat hulle hardkoppig was, omdat hulle nie na die stem geluister het nie, en omdat hulle hulle hart verhard het hulle nie die ewige lewe, as ek dit so kan sê, daai beloofde land het hulle nie betree nie. Nou as ek en jy nie gaan luister na die stem van die Here nie, en ons gaan ons hart verhard, dan gaan ek en jy die beloofde land, wat die Here vir ons voorberei, gaan ek en jy nie ingaan nie. So moenie laat ons hardkoppig wees nie, en ek gaan 'n bietjie deel hierso in God se woord, hier in Hebreërs 3. En jy gaan lees nou maar die hele ene, maar ek gaan lees hierso vanaf verse 7. En hy sê, daarom, soos die Heilige Gees spreek vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek, my beproef het en my werke 40 jaar lank gesien het. Daarom het ek vertorend geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie, sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. En dis kom ek sê, moenie die Here tuister nie, moenie die Here versoek nie, want as hy toorn teen jou gaan opvlam, ek en my vrou praat baie dan, sê ons, jy kan nog teen my kwaad word en teen my toorn opraak en goed, maar as jy teen God en God se toorn teenoor jou opstaan, dan het jy moeilikheid. So, want jy kan by my kwaad word en dan kan ons weer vriendelik raak met mekaar, maar as jy teen God opstaan, dan is daar groot probleme. So hy sê hierso in verse 12, sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. En dan vers 13, hy sê, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van sonde verhard word nie. Vermaan mekaar, bemoedig mekaar, maar die oomblik as ons dit mos doen, dan sê jy oordeel my. Jy oordeel my omdat ek dit doen, maar die woord sê vermaan mekaar en bemoedig mekaar, sodat ons nie moet teen hierdie goed moet opstaan. Jy weet in die boodskap Bybel, ek wil dit net ook daar met julle deel, en hy breek dit so mooi oop. Hoor wat sê hy hierso vanaf verse 10. Hy sê, uiteindelik het my geduld opgeraak, en ek het gesê, hulle wil nie regtig by my wees nie, maar is heeltyd op soek na iets anders. Hulle stel nie regtig belang om te gaan waar ek gaan nie, en dit het my kwaad gemaak, en daarom het ek gesê, en dis God wat hier praat, hy sê, hulle sal nooit voel hoe dit is om vir ewig saam met my te rus nie, en ek sal nooit van plan verander nie. Wees daarom wakker, my broers en susters, maak seker dat daar nie iemand onder julle is wat so in die sonde baljaar, dat hy die pad na die lewende God byster raak, omdat hy God nie meer vertrou nie. Praat met mekaar elke dag, moed in terwyl God nog vir ons die kans gee om dit te doen. En dit is hoe mooi hy dit oopbreek, goeie. Kom, ons speel nie met God nie. Ons speel nie met sy genade nie. Die tyd raak min. So kom ek en jy raak betrokke in dit, in sy woord. Halleluja. Hebreërs 3, verse 17 tot 19. Op wie was hy 40 jaar lang vertoorn?
Was dit nie op die wat gesondig het, wie se lyke in die woestyn geval het nie, en aan wie hy gesweer het dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaames, en ons sien dat hulle deur die ongeloof nie kon ingaan nie. So kom ek en jy glo in Jesus Christus, ons glo in God die Vader, en ons gaan nie berou hê dan nie. Amen. Kom ons bid saam. Aba Vader, Here, baie dankie vir die woord, Here. Dankie vir die woord wat vir ons leiding gee, sodat ons nie sal afdwaal nie. Dat ons nie ons hart sal verhard nie, maar ons sal mekaar vermaan en mekaar bemoedig om die ewige lewe saam met God deur te kan gaan. Laat ons nie die sonde eers sal plaas in ons lewe nie. Help ons, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, julle moet 'n geseënde naweek hê, en as die Here se wil is, maandagooggend, selfde tyd, selfde plek. God bless.